Ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 8 van Hebreërs 13. Ek lees vanaf vers 1. Die broederlike liefde moet bly, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes asof jy medegevangenes is, en die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsig eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal oordeerders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir hierdie wonderlike belofte wat U in U woord het, dat U nooit verander nie, Here, maar dat U gister en vandag tot in alle ewigheid dieselfde bly. Here, dit is baie keer ons wat verander. Dis baie keer ons wat afdwaal. Maar ons wil bid vanmôre, Here, dat hierdie woord en hierdie boodskap diep in ons hart geberre sal word vanmôre. Ek wil bid, Here, vir die prediker wat die woord sal bedien, dat elke woord 'n gesalfde woord sal wees wat uitgespreek sal word en in elkeen se hart ingang sal vind vanmôre. Is my gebed en ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Ek wil graag die 8ste vers vanmôre gebruik as die teksgedagte, wat baie bekend is by die meeste van ons, dat die apostel Paulus skryf hier in die boek van Hebreërs, en hy sê in die 8ste vers dat Jesus Christus is gister en ook vandag en ook vanmôre dieselfde en tot in ewigheid. Ek wil graag vanmôre met u praat oor die opdrag aan die pelgrimsreisigers. Ek glo dat almal van ons wat vanmôre hier sit sal weet dat ons is op pad na 'n ewige bestemming. Ons gaan nie vir ewig op die aarde bly nie. Ons gaan nie vir ewig hier wees nie. Dit is so baie duidelik dat Paulus skrywe dat ons 'n aardse tentwoning afgebreek sal word en ons met die hemelse bekleë gaan word. En kom ek wil vanmôre graag vir die kerk van die Here Jesus net dit sê, dat tot 90,9% van die Bybel is nie geskryf vir sondaars nie, maar geskryf vir die kinders van die Here. En daarin vir ons 'n voorbeeld te stel van hoe ons moet lewe. Dit is so pragtig in die boek van Romeine, waar hy hierdie woorde sê. Hy sê dat die dinge van die Ou Testament is vir ons opgeskrywe as voorbeelde en waarskuwings op ons, op wie die einde van die tyd gekom het. Dis voorbeelde en waarskuwings. Die apostel Paulus skrywe aan Timoteus en hy sê dat die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Met ander woorde, die Bybel is geskrywe sodat ons 'n voorbeeld kan hê hoe dat ons moet optree, hoe dat ons gedrag moet wees, wat God van ons verwag en wat God in ons lewe graag wil doen. Dis baie belangrik, kerk. Jy weet, ons mans het 'n probleem. Ek weet, dit is nou nie met die dames die probleem nie, maar as ons iets gekoop het, veral 'n nuwe ding, dan gee hulle so 'n handboekie by. Nou, jy sal onthou dat die meeste mans lees nie daai handboekie nie. Hulle sukkel tot hulle hom gebreek het. Dan vat die vrou, dan maak sy oop, sê sy, maar jy moes so gemaak het. En baie keer is dit so dat ons lewens vernietig en dat ons lewens breek en verhoudings breek en vernietig omdat ons nie doen wat die handboek vir ons sê nie. Die Bybel is daar dat ons 'n voorbeeld kan kry. Ek wil graag vanmôre vir u sê, ek weet nie of u al besluit het om ergens 'n dieetprogram te begin of dalk te begin om te oefen, sekere oefeninge te doen nie. Kom ek sê vir u, die eerste keer wat jy oefen, is dit glad nie lekker nie. Ek wil regtig vanmôre belydenis doen om te sê dat jy voel nie eers lekker die eerste keer nie. Jy het seere plekke wat jy nie eens gedink het jy spiere het nie. Amen.
Wanneer jy moet dit eet, ag halleluja. As hulle vir jou sê, jy moet nie so baie kook drink nie, en jy mag nie so baie koeksusters eet nie, en nou kyk jy na die koeksuster, ek meen hulle profeteer vir jou, elke koeksuster is 'n profeet, en hy sê vir jou in die naam van die Here, eet my asseblief. En jy het 'n aptyt so groot, jou eie gesig, maar jy besef dat as jy dit eet, kom sit dit dalk net hier. En vriende, ek het in my eie lewe gevind dat baie keer wanneer ek begin om te oefen, daai eerste oggend, ek wil sê dat ek dink die martelare het ligter afgekom as wat ek afgekom het as ek dit doen. Maar na mate ek dit doen, voel ek al beter. En kom ek agter dat hoe meer ek begin om te oefen, hoe lekkerder voel ek. Kom ek sê vir julle, dis dieselfde met die woord van die Here. En wanneer ons die woord van die Here begin toepas en die beginsels van die Bybel toepas, die eerste keer voel dit vir ons, ja, maar die Here neem al my vreugde weg, al my lekkerte weg. Iemand enig sê, ag pastoor, jy weet daar is soveel baie dinge wat ek graag wil doen, sonde wat ek wil doen, maar nou sê die Bybel, ek mag dit te doen nie. Kom ek sê vir die oomblik wanneer ons dit begin doen, begin God in ons werk en in ons te wil, na sy welba, sodat ons nie meer 'n begeerte het om dit te doen nie. En dan word dit vreugde. Dis wat Paulus in hierdie gedeelte kom, en hy skrywe vir ons 'n paar dinge, wat ons moet help om ons geestelike lewe goed in te rig. Hy sê, die hele skrif is deur God ingegee. Nou moet jy baie mooi luister. Dis ongelukkig so in die tyd waar ons lewe, dat daar mense is wat die Bybel, God se woord verdraai en verwerp. En ons moet versigtig wees, kerk. Ek het nou die aand gehoor dat ou Dani Botha het, op sy program, kan nou nie, wat noem hy sy program nie, maar dit is, ek dink laat in die aande, toe Dani die opmerking gemaak, toe sê hy dat so baie mense haal gedeeltes uit die woord van die Here, ooraksenseer sekere gedeeltes in die Bybel, en kom ek sê vir die, daar is baie dinge wat mense preek wat die waarheid is, maar kom ek sê vir die, dis 'n gedeelte van 'n waarheid, daar is ook ander dinge in die Bybel geskrywe. En ons met die hele prentjie, die hele skrif is deur God ingegee. En die hele skrif is nuttig tot lering, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. En nou kom die woord van die Here vanmôre. En Paulus se voorskrif in Hebreërs 13 vers 1 is dat hy sê die eerste ding is die broederliefde moet bly. Halleluja, wie van julle is daaroor bly? Die broederliefde. Weet jy wat, kerk? Ek wil nou sê susterliefde ook, halleluja. Klink nou so, wat nou net van die broer spreek. Maar dit gaan hier oor die liefde wat ons vir mekaar het in die Here. As broers en susters in die Here. Weet jy dat baie van die mense het na kerke toe gegaan as gevolg van die feit van die broederlike liefde wat ons onder die kinders van die Here opgemerk het en gesien het hoe dat hierdie mense vir mekaar omgee en in mekaar belangstel, want ons het dieselfde Vader vanmôre. Ons is deurdronge deur dieselfde Heilige Gees. Dit maak ons nader aan mekaar as ons eie ongeredde bloedfamilie. Broederliefde moet bly. En weet jy wat, die Bybel waarsku ons daarteen, dat dit een van die dinge is wat aan die eindtyd verwaarloos gaan word. Die liefde van die meeste gaan verkoel. Die Bybel sê dat die liefde vir die dinge van die wêreld gaan groter word. En jou liefde, daar gaan 'n drang wees in hierdie wêreld om appel te maak, om jou liefde vir die blinkliggies van die wêreld. Nou kom die woord van die Here in Paulus skrywe, dat die broederliefde moet bly. Kom ek sê vir u vanmôre, dat broederliefde is gekoppel aan die dade wat ons doen vir medegelowiges, die belangstelling wat ons toon, die omgee wat ons vir die kinders van die Here. Kerk, dit mag nie verkoel nie. Paulus skrywe, dit moet bly. Ek wil u aanmoedig vanmôre, kerk, as u wil herlewing in die eie hart hê, begin om die medebroeders en susters lief te hê. Ja, pastoor, maar jy weet, ek kan daai ou suster nie vat nie. Wel, prys die Here, sy is jou suster, jy kan niks daaraan doen nie. Amen.
Weet jy dat ek kan niks doen aan 'n broer wat ek nie van hou in my bloedkant nie. So hy is my broer ongeag of hy vanmôre in die gevangenis sit, ongeag wat hy vanmôre doen, hy is my broer en dis wat die Here wil hê, dat ons nie vir mekaar verlief sal hê vanmôre of sal omgee omdat mense doen wat ons van hulle verwag nie, maar dat ons hulle sal lief hê, broederlike liefde sal hê, soos wat Jesus vir ons gehad het, dat ons sal omgee vanmôre vir ons medebroers en susters. Die broederliefde moet bly. Met ander woorde, kerk, ons moet dit beoefen. Amen. Ons moet dit beoefen. Ons moet omgee vir mekaar. Iemand het in sy vertaling dit so gesê, hy sê hierdie broederliefde te doen met wat ons vir mekaar is, meer as net die feit dat wat ons mekaar noem. Ons kan so maklik mekaar broers en susters in die Here noem vanmôre, maar jy weet baie keer, en jy sal onthou dat Pastor Ryan Brownings getuienis jare terug was so gewees, hy was een van die kabbats gewees, dis blykbaar 'n rowwe ouens wat met kettinge geveg het, nou hulle het redelik skoon geveg, hulle het blykbaar kroom kettinge gehad, maar as jy jou in die hande gekry het hy jou hart gevoeder. Hy sê en toe hy as sondaar tot bekering kom, en stap hy Sondag môre kerk toe, dan kom die kinders van die Here, dan kom ry hulle by hom verby. Hy sê dan laai hulle hom nie eers op nie, want hy kom ons uit die gat ry. Hy sê dan kom daar die ouens met hulle motorfietsse, dan kom hou hulle langs en stille vra hulle, waar's jou broers, hoekom laai hulle jou nie op nie? Kerk, weet jy dat, in baie opsigte het die kerk, en ek noem nou nie vanmôre gemeente, en ek praat van die kerk, ons broederlike liefde verloor. Daardie omgee. Ek praat nie net vanmôre by die kerk vir mekaar broers en susters te noem nie. Ek praat vanmôre wanneer ek jou daar in die supermark kry, of wanneer ek jou kry by 'n plek waar jy moedeloos is, by 'n plek kry waar jy miskien staan by die begrafnisondernemer wat deur moeilike tye gaan. Dis daar waar die kinders van die Here moeite gedoen het. Ek kan onthou in die ou tyd toe ek so 'n jong seun was dit wat my so beïndruk het. Ek weet in daardie tye het die mans nog mekaar gesoen groet, haleluja. Broederlike kus. Jy kon nie skelm gerook het nie, hulle het jou uitgevang. Maar weet jy, daar was so omgee. Daar was so belangstelling, ek kan onthou, by geleentheid toe ek sy jong seun was, en ek daar in die kuilmoes op so 'n koppie gaan sit het, en daar 'n vrou aangestap gekom het met haar stootkarretjie, toe haar man haar weggejaag het, omdat sy die Here dien, het sy na die kinders van die Here toe gaan. Hulle het saam met haar gebid daar in die sitkamer. Ek kon hoor vanuit die koppie af, hoe hulle die naam van die Here aangeroep het, en God geloof en God geprys het, dat hy oorwinning sal bewerkstellig. En weet jy, daarna het iemand met sy motor gery, en dan weer teruggevat na haar huis toe, want daar was broederlike en susterlike liefde, wat in die harte gewerk het. Paulus sê, die broederlike liefde moet bly. Dan sê die tweede ding, vergeet nie die gasvryheid nie. Iemand het nou van gesê, dat sy gasvrye bediening, sy maatskaplike of welsynsbediening is so ernstig, as iemand by die hek staan, dan skiet hy met 'n ketty kospakkie na die deur, na die hek toe. Nou kom Paulus en hy sê, dat ons gasvryheid moet bly. Ek sien dit in dieselfde konteks as die broederlike liefde, daar die gasvryheid, en gasvryheid moet bewys word, nie noodwendig aan mense wat ons broers en susters in die Here is, maar die mense wat ons nodig het. Dis baie keer daar jou tannie wat by die til staan, wat nie haar goedjies kan dra, of wat nie kan betaal nie, en jy staan daar, en die Here het jou geseën met finansies, en jy kan jou beursie uithaal, en 'n paar R100 uithaal, en sê, tannie, ek betaal. Jy sien daar die gasvryheid, daar die belangstelling, en die behoefte, en die smart van ander mense. Kom ek sê vanmôre vir die kerk, dat ons leef in 'n gebroke en 'n stikkende wêreld. En weet jy wat vir my so pragtig is in hierdie gedeelte? Dat die woord van die Here sê, hy sê, want daardeur het sommige, sonder dat hulle weet, engele as gaste geherberg. Engele as gaste geherberg.
Kan ek vanmôre vir u sê hoeveel getuienisse daar vanoggend is van iemand wat iemand gehelp het en hy het nie eens bedoel om daardie persoon te help met die gedagte om iets terug te kry of iets uit dit uit te kry nie. Wat skatryk het daai bepaalde situasie. Net onlangs het iemand vir ons vertel van iemand wat ou tannie by die ouerhuis wat baie siek was. Hy het begin om die mense te besoek. Hy het tyd gehad en toe ry hy na die ouerhuis toe en hy begin om belang te stel in mense. En daar was 'n ou tannie gewees wat eensaam en alleen was en hy het begin om vir haar te bid en as hy nodig gehad het om dokter toe te gaan, dan vat hy haar dokter toe. As hy nodig gehad het om winkel toe te gaan, het hy moeite gedoen, sy motor gevat, haar gaan oplaai en het haar gevat en toe op 'n stadium toe sterf sy en toe hulle die testament lees, toe sê hulle dat hierdie testament sê dat hierdie persoon moet alles erf wat sy gehad het. En hy sê vir sy seuns, ag, dit sal tog nie help om te gaan nie, wat kan ek tog met die ou kleertjies maak wat by die ouerhuis is? Vir wie kan ek dit nou gee, miskien? En toe staan op 'n stadium toe laat weet hulle vir homself, meneer, asseblief jy sal moet kom, want hierdie testament is jy genoem as die enigste erfgenaam. En hy sê vir sy kinders, laat ek maar gaan, en ek sal jou goedjies vat, haar klere en ou meubeltjies, en dan skenk ek dit vir iemand wat dit nodig het. En toe hy daar kom, tot sy verbasing erf hy 2 wildsplase. Nooit bedoel om goed te doen nie, maar hy het 'n engel gehuisves en God het die heerlikheid van die Here oor hom oopgemaak en 'n bonatuurlike voorsiening vir hom gebring. Kerk, ek glo vanmôre dat in die geeste mense dit so belangrik, dat wanneer ons vir iemand goed doen, ek weet jy gaan vanmôre my sê, pastoor, dis gevaarlik langs die pad en ek wil sê amen daarop, maar kom ek sê vir dat in ons onmiddellike omgewing, in ons middelike veld van mense met wie ons in aanraking kom, is daar soveel mense wat siek is, soveel mense wat gebroken is, soveel mense wat stik, en ek onthou by geleenthede, terwyl ek iemand gaan besoek in die hospitale, en ek saam met mense in 'n lift afgaan en ek sien die trane oor hulle wange loop en ek vra of hulle gee hulle om dat ek vir hulle gebed kan doen. Hulle sê asseblief want ek het so pas my man verloor. Kom ek sê vanmôre vir die kerk van die Here Jesus Christus, ons kan engele, wese van God kan ons huisves as dit bereid sal wees om vanmôre goed te doen en gasvry te wees. Paulus skryf, hy sê vergeet nie die gasvryheid nie, waardeur sommige sonder dat hulle weet engele as gaste gehuisves. Ek wil vanmôre sê kerk, weet jy hoe glo ek? Ons kan nie altyd engele sien nie. Ek het nou iemand by 'n geleentheid gesê toe iemand by sy deur was wat onder die invloed van drank was. Toe sê ek vir hom, broer, was dit nie dalk 'n engel nie? Toe sê hy wel, pastoor, hy het nie geryk soos een nie. Maar kom ek sê vir u, dat andersins is dit so, dat wanneer ons dit doen, dat die Here sy engele aangaande ons bevel kan gee, en sonder dat jy weet, is God se wesens om jou teenwoordig, is dit besig om God te loof en te pryse, omdat ons gasvry is, omdat ons omgee, ons belangstelling, nee, vir iemand is gesê, ek gee liewerster 1 keer te veel, as 1 keer te min. Dan kom Paulus verder en hy sê, dink aan die gevangenes, asof julle mede-gevangenes is. Nou ons weet die feit dat die apostel Paulus die skryf gaan nie oor noodwendig net oor die gedagte van kriminele, dit gaan hier oor mense wat as gevolg van die geloof swaar gekry het, as gevolg van hulle geloof as gevangenes toegesluit was. En nou sê die apostel Paulus, maar ons moet dink aan hierdie mense asof ons mede-gevangenes is. Is soos dat die apostel Paulus sê, terwyl ons vanmôre in 'n kerk sit met lekker ligreëling en terwyl ons lekker die Here kon loof en prys, is daar vanmôre mense wat in sendingvelde swaar kry, wat vanmôre in die moeilike omstandighede staan en die woord van God moet verkondig onder groot vervolging en groot swaar kry. Kan ek vanmôre miskien vir die kerk sê dat hulle gevangenes vanmôre van omstandighede is, en dan sê Paulus, dink aan hulle asof julle mede-gevangenes is. En nou by 'n geleentheid het die Jimmy Swaggart hulle sendingveld gaan besoek, waar 'n persoon vir 8 jaar lank sendingwerk gedoen het, pastoor Dan en dalk ander mense sal vanmôre weet wat dit beteken. En terwyl hulle daar in daardie plek, ek dink dis ergens in Indonesië waar daar niks is nie, waar diere sterf en mense sterf van honger, mense lyk asof dit geraamtes is wat met 'n vel oorgetrek wat rondloop.
En daar's 'n sending wat vir 8 jaar lank besig is om sendingwerk te doen. Hy sê toe die vliegtuig so opstyg en daar die rooi stofwolke so agter daardie vliegtuig los, terwyl hulle nie so in die lug ingaan. Hy sê toe sê vir die Here, hy sê Here, as U dit van my verwag het, weet ek nie of ek dit kon doen nie, maar ek wil vanmôre vir die kerk sê, daar's mense vanmôre in kerke wat swaar kry. Daar's vanmôre mense op sendingvelde wat ons nodig het, wat vanmôre sê, bid saam met ons, ondersteun ons, wie's daar vir ons, dat ons sal betrokke raak. Hy sê, dink aan hulle, asof jy hulle medegevangenes is.